Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ek gaan vir julle vandag lees uit Spreuke 4, die tweede gedeelte van vers 16 en tot vers 19. Want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Diegene wat op die pad van goddeloosheid is aan hulle sonde toegewy. Hulle sal slaap en geld en waardigheid en vryheid opoffer om al kwaad te doen. Hulle rus nie gemaklik nie, hulle slaap word weggeneem, tensy hulle ander na hulle eie pad van goddeloosheid trek. Sonde word hulle kos en drank, hulle brood en wyn. Deur hiperbole te gebruik, beeld die leraar die karakter van die goddeloses uit, as diegene wat verslaaf is aan die bose, in Spreuke 4 vers 16, of jy kan dit vergelyk met Psalm 36 vers 4. Hulle is so volkome toegewyd aan bose gedrag, dat hulle nie kan slaap, voordat hulle uitdrukking daarvoor vind nie. Die Bybel verberg nie die feit dat 'n mens net so ywerig kan word vir kwaad as vir goed nie. Soos 'n leë maag skaars kan slaap, so kan genadeloose mense ook nie rus totdat hulle verslind en oorlaai is met die soetheid van sonde, met die moordende stukkies onheil nie. Die duiwel, hul taakmeester, sal hulle nie tyd gee om te slaap nie, wat baie harde slawerny is. Die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans. Die pad van die goddelose is donker en toenemend so. Tog word die pad van diegene wat wysheid kry, die pad van die regverdiges, helderder. Dit skyn al hoe helderder tot op die volle dag. Die pad van die goddelose is somber, donker en gevaarlik. Die van die regverdiges is oop, lig en leersaam. Hierdie vers bevat 'n baie goeie metafoor. Dit verwys na die son wat bo die horison opkom en die toenemende skemer totdat sy strale vol op die aarde skyn. In Hebreëus verwys Nogga na die helder glans of glans van die lig, soos van die maan in Jesaja 4 vers 5 en 50 vers 10, of sterre, soos in Joël 2 vers 10 en 4 vers 15, en dui daarop dat daar geen wolke, nie eers 'n skaduwee op hierdie pad is nie. Dit is nie die swak lig van 'n kers nie, ook nie die kortstondige vlam van die meteoor nie, maar die groot verligting van die hemel. Die weg van die goddeloses is soos duisternis. Om te oorweeg waarheen elke pad lei, behoort 'n man of vrou te help om die regte keuse te maak. Een van die versoekers se hoofstrategieë is om die gevolge van ons pad weg te steek, of dit nou die pad van die regverdiges of die weg van die goddelose is. Broers en susters, wandel in die lig. Ons is die lig van die wêreld, maar laat ons begin besef wat is hierdie lig wat in ons skyn, sodat dit ons verlig die pad wat ons stap, en laat ons nie soos die sondaar wat in duisternis is, alles teen vasloop of ons tone stamp nie. Wees kragtig en vol van die Here, en gaan in vrede. Ek bid vir julle elkeen, en ek hoop julle het 'n geseënde dag. Amen.